'n hartlike goeiemôre, goeiemiddag, goeienaand, net daar waar jy is. Ek hoop jy is. Dis winter in die Kaap julle. Ek weet nie as jy in die Kaap is of jy's dalk abroad, oor see. Ek sal like om te hoor is daar van ons mense wat oor see is, wat ingeskakel is op encounters, asseblief. En jy wat in Suid-Afrika is, wil jy asseblief as jy mense ken of in 'n ander land sê oor see, asseblief stuur die video vir hulle aan, die link. Ons wil graag hoor van ons mense daar in die ander kant, en ons wil graag ook die woord van die Here vir hulle bring. Maar ons is vandag weer saam met u en Here, mense, my hart is brandend vir die Here. Die Here praat met ons in hierdie tyd, as 'n laaste tyd boodskap. Ons noem dit end time message. So, ons praat oor kos. Kan jy glo, ons praat oor kos hierso. Maar jy weet, ons geestelike kos, ons is besig met ons dieet. Ons gaan kyk, wat eet ons, wat neem ons in, what are we consuming? En ons het vir die afgelope 2 weke ons gepraat oor hoe die Here skryf aan hierdie gemeente. Hulle het die Isabel gees, the spirit of Jezebel. They've allowed that spirit to teach in the house of God, to operate. En ek sê vir jou, as jy nie ingeskakel of ingestel is en onderskei nie, dan kom hierdie gees in God se huis en hierdie gees profeteer. Ja, hierdie gees doen wonderlike groot dinge. Hierdie gees bring boodskappe dat mense hoendervleis kry. Yes. As jy net jy kry net hoendervleis wanneer jy 'n woord uit God se mond hoor. Nee. Listen, we are dealing with real things here. Ons is te doen met goeders dat het is so na aan die waarheid. Dit klink so reg, maar ons weet ook wat nie alles wat reg klink is uit God uit nie. En een manier om te kan onderskei dat iets nie uit God is nie, is wanneer dit jou nie vry maak nie. En julle sal die waarheid ken, en die waarheid sal jou vry maak. En ek praat weer vandag met u, en oor hierdie onderwerp, hierdie tema, wat eet jy? Ek wil jy met saam met my blaai na die boek van Lukas hoofstuk 4, en dan lees ons vanaf vers 1. En het lees so, en Jesus het vol van die Heilige Gees teruggekeer van die Jordaan af, en is deur die Gees in die woestyn gelei, waar hy 40 dae lang deur die duiwel versoek is, en hy het niks geëet in die dae nie. En toe hulle verby was, het hy naderhand honger geword. Toe sê die duiwel vir hom, as jy die seun van God is, sê vir hierdie klip, dat het brood moet word. Haha, Here, dankie. Ek gaan dit weer lees. Toe sê die duiwel vir hom, as jy die seun van God is, sê vir hierdie klip, dat het brood moet word. Maar Jesus antwoord en sê vir hom, daar is geskrywe, die mens sal nie van brood alleen lewe nie, maar van elke woord van God. Hierso is Jesus, ons ken die storie, in die woestyn, en hy word versoek deur die versoeker. Hy sê hierdie ding, die mens sal nie van brood en water alleen lewe nie, maar van elke woord wat uit die mond van God sal gaan. Kom ek sê hierdie ding sommer van die staanspoor af. Be careful of the trickster. Dit is Satan. Be careful. Jy sien, sy kan nie dit wat oud en verouder is, verander in dit wat nuut en lewe bring nie. Net omdat jy desperaat is nie. En ek weet, ons het al baie die skrif gelees, baie van ons het die skrif gelees, maar jy sien, ons is in die laaste dae, en die Here het uitdruklik gesê, dat in die laaste dae sal daar swaar tye kom. En swaar tye kan 'n mens desperaat maak. I'm telling you, when you are desperate, mense, jy kan dinge doen, ek wil so ver gaan om te sê, het lyk jy kan wonders doen, because jy's desperaat, jy's in 'n plek waar dit tyd is, jy's in 'n plek waar, of jy verkeer in gevaar, jy verkeer in groot nood,
of behoefte. Maar desperaatheid is 'n baie vulnerable plek om in te wees. En ek wil vandag wil ek hierdie ding, ons wil hierdie ding unpack. Wat desperaatheid kan doen. Ons gaan praat rondom hierdie desperaatheid en laat my dink aan 'n verhaal in die Ou Testament waar Esau, ons ken vir Esau, seun van Isak. En Esau was so desperaat vir kos. Hy was honger. Hy was baie honger gewees. En hy het nie omgegee nie, sê die skrif, dis nou my vertaling, om sy eerste geboortereg te verkoop, net vir 'n bord lensiesop. Kan jy glo dat 'n mens so desperaat kan wees? Jy verkeer in soveel nood en behoefte, dat jy dit wat kosbaar is, dat jy dit wat die seën op jou lewe kan verruil vir kos. En natuurlijk praat ons nou, jy moet saam met my bly dat jy kan hoor wat ons hiervan praat, wanneer ons switch, en hoe dit in jou lewe hoe dit kan apply, hoe dit in jou lewe, hoe kan ek sê, openbaring kry, hoe dit kan oopgaan vir jou. Maar hier's 'n man, hy's moeg, hy's uitgeput, maar hy's vulnerable. Hy's in 'n vulnerable condition. Hy's desperaat. Die skrif verduidelik dit soos wat Esau sê. Hy sê, wat sal ek aan nou omgee, my vertaling oor 'n eersgeboortereg, terwyl ek gaan sterwe. Dis hoe hy gevoel het op die oomblik. En is dit nie so nie, hoe baie keer van ons voel vir 'n oomblik, dat jy kan sterf, letterlik voel het vir jy kan sterf. Dit voel vir jou, Here, ek kan dit nie meer hou nie. As U nie nou intree nie, Here, dis hoe ons voel. Maar dit wil nie sê wat ons voel is regtig wat gaan gebeur nie. En Esau verruil sy blessing vir 'n bord lensiesop. Desperaatheid. Satan kan die fisiese, die natuurlike behoeftes so uitbuit en jy versoek om te compromise met jou dieet. Hy kan jy versoek om te onderhandel met dit wat jy moet inneem. Dit wat vir jou gesondheid en lewe kan bring. En wat vir jou welstand bydra, wanneer jy in 'n fisiese of 'n natuurlike behoefte is. Hy kan die natuurlike gebruik, die fisiese, om by die geestelike uit te kom. And that's always how Satan works. Most of the time. Dieselfde met Adam en Eva. En ons kan dit vat as die natuurlike. He took something of the natural. He took something. En is dieselfde versoeking. Hy sê, maar die Here, nadat Eva vir hom sê, dis wat die Here gesê het, en Satan kom, die trickster. Hy sê, maar God weet as julle van die vrug gaan eet, of van hierdie boom gaan eet, dan gaan julle soos hy wees. Waar hulle alreeds in sy gelykenis gemaak was. Hallo? Waar hulle alreeds in sy beeld gemaak was. En so nou kom hy en hy daag hulle uit. Hy sê eintlik, as julle is soos wat God sê julle is, sê eintlik vir Jesus, as jy is wie jy dink jy is, en wat God sê jy is, en wat mense sê jy is, wat jy glo jy sê jy is, dan kan jy mos na hierdie klip vat en dit aan brood verander. And it came at the time where Jesus was hungry. He came at a time where the flesh was weak. He came at a time where there was a desperation. Because jy's 'n geestelike mens, maar jy kom op 'n plek waar jy desperaat word. Jy's in 'n behoefte. Jy's dalk in 'n verknorsing. En daar's iemand dalk vandag, jy sit in 'n verknorsing, jy sit met behoefte. Jy verkeer in 'n tyd van desperaatheid, but be careful. Be careful of the trickster. Be careful of that accuser of the brethren. Be careful. Wees versigtig vir hierdie verleier. Hy kan hierdie goedes gebruik om die situasie uit te byt.
You know what? I've seen it. And I've heard testimonies about the next thing I'm going to tell you now. You seen, he can even use your hunger for power. Satan can use your hunger for greatness, etc., to lure you into demonized or a demonized banquet. Hy kan die honger verkrag because ek wil powerful wees. And I want to be great. I want to be a great man of God. En wanneer hy dit detect, because ons wys dit baie keer in ons aksies, in ons engagements, in ons gesprekke, en ons praat goed, en ons doen goed wat uit kunde is, because I want to be powerful, and I want to be great. En hy kan dieselfde behoefte, dieselfde honger vir krag en vir grootheid kan hy gebruik om ons in te trek, om te kom sit by 'n demonized banquet. In 'n banquet weet ons mos, kyk man, dit is 'n plek, is 'n tafel wat berei is met allerlei kosse en you name it. But it is demonized. Dis van die lekkerste. Dit lyk lekker, dit is 'n lekkerte vir die oë om het te aanskou, en dit trek jou in, en dit is lekker om het te hoor. I'm talking in the spirit right now. En het klink of het van die Here af was, en it sounds like a powerful revelation. It's a banquet of demons, teachings of demons. And it's because of the hunger inside of me that Satan is now preparing a demonized banquet for the one who's so hungry for power, who's so hungry for greatness. Ek kyk na die storie van Daniel, terwyl Daniel die Here skep 'n geleentheid, dat hulle nou in die koning se paleis kan dien. God elevated them. Jy sien, en dis die ding, dat wat, as soos iemand eendag gesê het, toe hoor sy gaan, hoe hoor, sal ek sê, word die ranke wat jy met demons wat jy te doen gaan het. En hier kom Daniel, ek vat net gou vir Daniel, hy word ge-elevate. Die Here is besig om hierdie man te promote. En hulle word gesê, right, julle gaan van die koning se spyse kan julle kry vir 'n sekere tyd, julle gaan voorberei word, en julle gaan van sy drank, van die koning se drank, dink aan. Just like man, hier kom jy en jy word hierdie goed gesê, jy word special getrek, you are VIP. My God. En Daniel het besluit, die skrif sê, om hom nie te verontreinig met die spys en die drank van die koning nie. Die ander, behalwe sy ander vriende, wat ook ge-elevate was, wat promote was, hulle het gedink, dit is mos abundant life, die man. Dit is mos koningskos, soos wat ons het noem. Hulle was mislei, hulle was verlei, hulle was 'n rad voor die oë gedraai. Nie alles wat reg klink is goddelik. En Daniel sê, ek gaan my nie verontreinig nie. I dare you today not to compromise. I dare you. Maak nie saak in wat se desperaatheid jy verkeer het. Het maak nie saak in wat 'n moeilike omstandighede jy verkeer het. As God dit gesê het, dan gaan God dit doen. Op die regte tyd. As jy van die Here gehoor het, God is gonna do it. Don't be like a version of Abraham. Toe dit lyk die dinge in die natuur gaan nie werk nie. Of kom ek sê liewer, lyk hierdie woord van God vat nou te lank. It's not gonna, miskien het die Here sy mind verander. En Sarah het dieselfde gedink. En net daarso, they created for them a problem. And that problem's name was Ishmael. Dieselfde ding wat hulle gedink het gaan werk, is dieselfde ding wat chaos veroorsaak het in 'n huishouding, wat rapsin gebring het, wat moeilikheid. Dieselfde ding wat Sarah uitgedink het, wat uit die vlees gekom het, is dieselfde ding wat haar despise het.
wat haar verag het, wat haar ondermyn het. I want to encourage someone this morning or this evening, om stay true to the word of God. Die woord van God is betroubaar, en het is werd om ten volle aangeneem te kan word. In tye van swakheid, wees waaksaam. In tye wanneer die sorge jou oorweldig, wees waaksaam. In tye van beproewing, wees waaksaam. Moenie wees soos 'n Esau, in sy desperaatheid, in sy nood, wat sy eersgebore reg verkoop het, vir 'n bord lensisoppie. Daar's 'n blessing van die Here op jou, as jy in Christus is, dan is daar 'n seën van die Here op jou lewe. And now, just by obeying the word of truth, om vas te hou aan die woord van die waarheid, en dit te doen, ek sê u vandag, dan word hierdie goed in die natuurlike geactiveer. Jy wandel deur die geloof, maar dit is 'n verantwoordelikheid op ek en jou. Ons moet gaan kyk wat ons eet, wat ons consume, spiritually wat ons inneem. Ons moet check, is die van God af, maak dit vry. Dit klink goed, of dit klink reg, maar is dit wat vry maak? En ek wil vandag vir jou sê, dat moenie dat die vyand jou, don't let the enemy trick you. As jy die seun van God is, laat hierdie klip in brood verander. So he's taking a law now. How can you change the law of Moses into the word that sets free? How can you do that? Jy kan dit nie doen nie. Die klip stel voor die wet. Jesus staan by die graf van Lazarus. Hy sê, neem die steen, of rol die klip weg, rol die steen weg. Een en dieselfde ding. Hier staan hierdie vrou wat in oorspel betrap was. Haar beskuldigers bring haar. En hulle sê, so 'n vrou moet gestenig word tot die dood. En hulle staan met hulle klippe gereed. Want hulle wil hierdie vrou nog steen. Die klip stel voor die wet. En die wet is oud en verouder. En Jesus het 'n nuwe verbond, 'n nuwe testament. In Christus het hy vir ons 'n nuwe testament, 'n nuwe lewe, wat van beter beloftes spreek. Hoekom moet ek nou 'n klip vat? A law. And now I want to make it into something that is going to be healthy for me. Ek wil dit nou verander in iets wat vir my lewe gaan bring. Dit sal nooit vir my lewe bring nie. Die tyd van die wet is verby. Die wet kan my nooit vry maak nie. Die wet kan my nooit volkome maak vir God nie. Ek sal altyd, ek probeer, ek sal altyd uit my eie krag. It can never change. And Jesus knew this is not God. Maak nie saak hoe honger ek is, en hoe swak ek voel, en hoe desperaat ek is nie. Want die skrif sê, nader het hy honger geword. Maar die Here sê, daar staan geskrywe. Het beteken, hy het die woord gehad, hy het die woord van waarheid gehad, hy het die woord van lewe gehad, hy het die woord gehad wat vry maak. En ek weet nie vandag waar jy is nie. Dalk is jy in dieselfde plek van desperaatheid, en jy staan op die drempel om iets te doen wat jy weet in jou hart, hierdie ding is nie uit God nie. Hierdie ding gaan meer probleme veroorsaak. Hierdie ding gaan my in die voet skiet. Hierdie ding gaan my in die haakskeen byt. Hierdie selfde ding gaan my môre oormôre verag. Moet dit nie doen nie. Wag op die Here. Moenie laat desperaatheid jou dryf in 'n rigting wat jy weet gaan vir jou dood bring nie. Ek het dit laas week genoem, dat as kos, geestelike kos, wat jou dood veroorsaak, it's gonna kill you spiritually. Don't compromise with it. You stick with the truth. God se woord staan paal bo water. Hemel en aarde sal verbygaan, maar sy woord sal bly staan tot in ewigheid. Al is God se woord die laaste ding wat jy het, staan op die woord. Jy kan alles verloor, maar wanneer die woord van die waarheid, die woord van die lewe het, dat het jy meer as genoeg om weer oor te begin. Jy het meer as genoeg om te recover dit wat jy verloor het, en jy sal meer kry. Jou einde sal beter wees as jou begin. Your latter will be greater than your former.
En ek verklaar door iemand vandag, iemand moet vandag opstaan, iemand moet vandag weer die woord vat en sê, Here, ek gaan nie meer compromise nie. Ek staan op die woord van die waarheid. Los hierdie fabels, los hierdie oorleweringe van die ou mense, wat geen waarde en geen nut het nie. Soek die waarheid, en staan by die waarheid. Hoe wens ek dat ek met jou soek en gesit het familie, waar ons fisies by mekaar sit, en ek kan dit aangaan om jou te bedien, maar omdat ons tyd, is ook 'n ander faktor. Maar ons gaan volgende week aan, en ons gaan indelf, en ons gaan die Here vertrou, dat die waarheid sal deurbreek, deur die golwe van hierdie klanke en van media, en die hele Suid-Afrika sal oordek wees met die heerlikheid van God, soos waters die see oordek. Wees getrou, en wees vol van verwagting. Ons praat volgende week in Jesus naam. Amen.